Sneeuwberge, wat die voortrekkers geword het, ongelukkig was met die Engelse regering en besluit het te gaan trek, hoekom hulle net ook in die berg kom gaan nie, want daar was klaar mense wat in daai omgewing gevestig geraak. En dis hoekom die groot trek toe begin hier 1830, 1834 rond, hulle verbygetrek het. Nou, ek kan amper sê Vrystaat, die party het verder getrek, daar was 'n draai in Natal gewees, en die party het hulle self hier kom vestig, Potchefstroom, Marico, Rustenburg, Leidenburg. So ek vra, as mens nou vra, by watter mense moet jy begin? Dan kan mens dalk begin by P.W. Skutte, gebore in 1803 in Uitenhage. Uitenhage is naby Port Elizabeth. Hy is eers gedoop in 1806. Mens kan jouself afvra, hoe is dit moontlik? Op daardie stadium al was daar al die land al amper sê dis 150 jaar nadat Jan van Riebeeck gekom het, was daar nog net 7 kerke in die land gewees. En het jy maar af en toe as jy in 'n stad kom en daar is 'n kerk, het jy maar alles gedoen wat moet gedoen word. En daarom hy is eers in 1803 of in 1806 gedoop. Uiteindelik, soos wat die groot trek, die meeste mense van die groot trek het, soos ek net ook sê, suid van die Sneeuwberge afgekom, en onder andere uit die Haagse wêreld, die Graafrenetse wêreld, en P.W. Skutte is een van die mense wat saam met hulle gekom het. Maar die meeste mense wat deel was daarvan, ek hoop as jy van die voortrekkers, het 'n probleem met die Engelse gehad, maar nie soseer 'n probleem daarmee gehad dat die kerk en die staat amper een was. Soveel so dat die hervormde kerk hier in noord van die Vaalrivier gestig is, 1842 in Potchefstroom, is die wapen van die ZR, die Suid-Afrikaanse Republiek wat het later geword, en die wapen van die hervormde kerk, dieselfde wapen. So ek had nie 'n probleem gehad met die feit dat die staat die kerk beheer het, want dat was gewoon daarom, want selfs Jan van Riebeeck aangekom het hy eintlik maar die tug toegepas in die kerk. Hy was die gouverneur het die tug toegepas. En daai stelsel het bly bestaan dat die VOC wat aanvanklik die Kaap begin ek wil presies beman het in die Kaap gevestig was. Die maatskappy het die hele tyd 'n aandeel gehad in alles wat gebeur. En dis een van die redes hoekom ons so min gemeentes gestig is. Dus kom eintlik nooit as 'n klas is gevorm. En die reëls was gewoond geweest daaraan dat die staat die kerk beheer. Maar iemand soos P.W. Skutte het 'n probleem daarmee begin optree. En hy het al in 1853 gevra dat daar 'n predikant beroep moet word vir die mense wat ongelukkig is, wat nie deel van die staatskerk wil wees. Nou moet ek weer 'n tree teruggaan. Toe van die voortrekkers by die gebied van die Sneeuwberge verbygegaan het, net noord van die Sneeuwberge, was daar van die doppers uit daai area. Onthou dis doppers wat dis 'n gemeenskap wat doppers noem het, dis voordat hulle die gereformeerde kerk geword het, nee, wat saamgekom het. Paul Kreer was een van die mense wat saamgekom het. En die mense was ongelukkig met die bediening wat hulle van die kerke afgekry het, vir die predikante, onder andere oor die gesang van die gesinge, en onder andere omdat hulle gevoel het die kerk se gesag word op hulle afgedwing. En dit was nog gewoon baie nou verbind met die staat. En toe het P.W. Skutte 1853 al gevra dat daar 'n predikant uit Nederland beroep moet word, juis uit die afgeskeie gereformeerde kerk vandaan, want in Nederland het dieselfde plaasgevind. Daar was ook die staatskerk en dan gereformeerdes wat gevoel het, maar hulle wil nie deur die staat beheer word wat 'n kerk tot stand gebring het, Christelike gereformeerde kerke, waarvan Dirk Bosman byvoorbeeld 'n predikant was. En interessant genoeg, die mense in Nederland het berig gekry oor wat in Suid-Afrika aan die gang was en het besluit om 'n predikant in Ouderlings, wat uiteindelik net die Dirk Bosman was wat gekom het, af te vaardig om in Suid-Afrika te kom kyk wat gaan hier aan.
So kom Dirk Bosma in die Kaap aan, en hulle het om daar wat preek, en daar aan die eredienste deelgeneem, selfs van die gesange gesing, en toe sê hulle vir hom, wat ek dink nie pas hier nie, hy moet nog eerder binneland toe. En toe is dit juist, so op 'n skip Durban toe, en daar vanaf Pietermaritzburg toe, en toe het P weer skutte, om met 'n ossewaar van haal in Pietermaritzburg. En Dirk Bosma het nog 'n brief by hom gehad, waarmee hy op pad na die regering toe was, van die Transvaal, om homself bekend te kom stel, want op daai stadium was daar net een predikant in die hele Transvaal gewees. Wat het die Duik van die hof van die hervormde kerk, wat die Bosma aanvanklik 'n goeie verhouding gehad. Maar op pad nog om in Pretoria te gaan met die regering te gaan praat, want onthou die staat beheer die godsdienst. Het Bosma op Buffeldoorns, die plaas Buffeldoorns, wat so 15 km wes van ons is, oorgevlei, en ek het nog altyd gehoor, dis die eerste geformeerde erediens noord van die Vaal wat hy die dag daar gehou het. Een bron wat ek nou dag gelees wat gesê dis die tweede erediens. Dan weet ek nie waar die eerste was nie, maar waar was julle toe? So, PW-skutte is uiteindelik toe daar die breuk ontstaan tussen die lidmate wat ontevrede is met die manier wat die kerk bedryf word, en van die hervormde kerk bedank, want die doppers was toe hervormers gewees, van die hervormde kerk bedank, sticht in 10 en 11 Februarie sticht toe die geformeerde kerk op Rustenburg, en toe was PW-skut een van die mense wat daar was, en hy word toe ook die ouderling van die Mooirivier area, wat op daar staan Potchefstroom ingesluit. En my vraag is nog steeds, as ons praat van die mense van die gemeente, van watter mense praat ons? Kom ek spring nog aan. Oor die Boereoorlog, iets het loop, ek weet nie, ek skat meeste van julle weet van Deelkraal en waar die naam Deelkraal vandaan kom. Net die ander kant, ook so 'n bietjie wes van ons, na die Boereoorlog was daar soveel rondloper vee gewees, dat alles in die area by mekaar gemaak het, en daar by Deelkraal, waar daar 'n leegte is, by mekaar gemaak het, en dis waar die beeste weer onder mekaar verdeel. Spring nog aan met die geskiedenis, die 10, Suid-Afrika word vir die eerste keer 'n land, ons is nie ouer as, ons is ek maar nog baie jong land, dus kan ek sien, vir die 1652 jaar aangekom, is Suid-Afrika het eers in die 10 land geword. En iets wat ek net nou moes gesê het, is dat Rustenburg se stig 1859, en kort daarna, omdat daar soveel mense was wat in die binneland was, wat ongelukkig was met die kerk, is PW-skutte afgevaardig om saam met Bosma deur die land te reis. En is daar gemeentes gestig, byvoorbeeld op Burgersdorp, op Koelsberg, op Middelburg, waar Wimpie, wat nou nie hier was nie, of waar hier kan wees nie, waar die op die kant was. Uiteindelik is daar 1869, 10 jaar na die stigting van die geformeerde kerk Rustenburg en die ander geformeerde kerke daarna, het die Lukse skool op Burgersdorp gestig. En die PW-skutte 'n rede gelewer namens die kerke met die oprigting van die geloofse skool. Terugkom daarna, as ek reg verstaan, deur 'n leeuaangeval en redelik beseer, en 3 jaar later, min of meer as ek reg uitgewerk is, op 'n ouderdom van 70, is hy toe oorlede. Maar goed, ek het ook klaar bietjie na Dirk Bosma verwys. So, die vraag is nog steeds, watter mense, Potchefstroom gemeente is gestig, daar is ook so 'n bietjie verskil daaroor of het 1859 of 1863 was, en daar toe al mense begin woon in die gedeelte noord van Potchefstroom en suid van Gatsraad. En intussen het daar allerlei ontwikkeling gekom, en was daar
in die jaar, met datums in 1949, is daar toe vir die eerste keer 'n gemeente gestig in die naam van Buffeldorens. Ter herinnering aan die plaas van P.J. Schutte, wat op Buffeldorens was. En dit was ook die sentrum van die gemeente gewees. En die gemeente het toe probeer, aanvanklik hulle ooreenkoms gehad met Potchefstroom vir bediening, en toe hulle later ooreenkoms gesluit met Randfontein. 1949. In 1948 is Carletonville as dorp gestig. En het daar baie groot ontwikkeling gekom. En het Buffeldorens toe begin om eredienste te hou op die plaas Buffeldorens en dan ook op Blyvlug. Dat we aan die ander kant van Gansraad. En die area het eintlik so ontwikkel dat daar 'n gemeente ontstaan op Carletonville, maar nou loop ek myself net so 'n bietjie vooruit. Buffeldorens het saam met Randfontein 'n predikant beroep, Dominee van Vuren. En hy het toe nie op Volkwil kom bly, want Volkwil het al gestaan, maar gaan bly op Randfontein. En toe is die vraag nou maar, waar gaan die kerkgebou gebou word, want daar was nog nie 'n kerkgebou. Aanvanklik was die besluit gewees dat die kerkgebou op Volkwil gebou sal. Maar die meeste lidmate in noord van die Gansrand geword, en die suid van die Gansrand, en daarom het Buffeldorens toe uiteindelik Carletonville het ontstaan. Carletonville het so gegroei dat hulle later vir Buffeldorens aangebied om te sê, wil jy nie met ons samensmelt, by ons inskakel, en toe die gemeente besluit om te ontbind. Die lidmate wat suid van die Gansrand gebly het, het teruggekeer Potchefstroom toe, en die lidmate noord van die Gansrand het by Carletonville geskakel. En toe begin Carletonville so groei, as gevolg van die goudmyne, dat daar 'n gemeente gestig word in Carletonville Oos. En die grens van die gemeente het middeldeur Carletonville geloop. Die hoofstraat van Carletonville en die hoofstraat van Oberholzer was die grense van die gemeente gewees. En aanvanklik het dit baie goed gegaan, en die mense wat nou in Volkwil se area gebly het toe by Carletonville Oos ingeskakel. Maar toe kom die Simgate. En dit wat beteken het dat 7 jaar nadat die gemeente Carletonville Oos gestig is, moes die gemeente weer ontbind. Maar net voordat dit gebeur, is Buffeldorens toestemming gekry in die jaar, ek weet vir my datums reg, 75. In 1975 het Buffeldorens toestemming gekry om weer 'n gemeente te stig. En uiteindelik is daar toe 'n gemeente gestig, en die eerste predikant wat hier bedien het, was Carletonville Oos se predikant gewees. Dominee P.G.L. Om nie op te sê van 'n linde, maar dit is ja, familie van Adam, en hy kry toe 'n beroep, naam moet bespreek nie. Hy het toe gereël dat voordat hy die beroep aanvaar, dat hy eers betrokke is by die stigting van die gemeente hier, en by die ontbinding van Carletonville Oos. En wat toe gebeur het, is dat die lidmate wat suid van die Gansrand gebly het toe lidmate geword van Buffeldorens weer. Die lidmate wat noord van die Gansrand gebly het weer ingeskakel by Carletonville. En dit was in 1975, die gemeente is toestemming gegee, die eerste 3 gemeente wat ons nou ken as Buffeldorens, is met ander woorde 14 Maart, hierdie naweek, 1976 gestig, met 5 ouderlinge, of 6 ouderlinge en 5 diakens, en kort daarna het hulle besluit om te beroep. En die tweede beroep wat hulle uitgebring het, was op 'n NG dominee gewees, nie op te mond nie. Dominee NG Loutje. En sê dominee Loutje, wat op daai stadium predikant was op Bethlehem, hy het nie die beroep aanvaar. Toe hulle weer beroep,
nie suksesvol gewees nie, en toe vir die 4de keer toe hulle weer verloor die election. En hy kan self die storie vertel, maar soos wat ek dit verstaan het, die roep hom so swaar op sy gemoed gelê, dat hy besef het, hy moet eenvoudig kom. Ja, in die 77 die aangekom, en in 13 maande nadat die gemeente bevestig is, of die gemeente gestig is sy beroep, en 13 maande later is die eerste soeie van hierdie terrein gespit, en hulle begin met die opkering van die gebou, en as ek het reg is die gebou, denk die volgende jaar of so, ek het die datum iewers in gebruik geneem. Ek weet daar was ontdilling van die hoeksteen, en op die einde van die jaar wat die gebou in gebruik geneem is. Kom begin daar raai, wat was die begroting, en Dominee kan my nou reghelp as ek verkeerd is, maar ek werk maar uit die bronne wat ek het. Wat was die begroting vir hierdie hele kompleks? 6.000. Dit is 'n afsonderingsgebou voor die staalgebou, so by 80. Hoeveel? 80. 80.000, ja. Die syfer wat ek gekry het is 75 en dit was binne begroting gewees. Deur harde werk van die lidmate. Ek het heel gehoor dat op 'n stadium toe die balke vasgesit het en die plafon het iemand van onderaf neergeboor, die ou by die bokant het sê, die simpel concentraat het bloed geloop om die gebouw te krijgen. Zijn nog steeds daar. En hoekom ek net begin vra wat mense, as met ander woorde lidmate van die gemeente, mense het nog huisbesoek gedoen het, ek dink Gert hulle onder andere het vir my gesê dat hulle in sy paal bly nog steeds op dieselfde plek vir mense vir honderde jaar nie verbaai. Maar hulle was nog 5 gemeentes gewees. Nie om met hulle geskuif het, maar met die gemeentes elke keer gemis het. Dan sal in die gemeente, dan sal in daai gemeente, dan sal in die gemeente. So, maar op die punt het ek gedink, mens kan 'n bietjie gaan kyk na die getalle. Die gemeente het begin met 132, of nee, met 108 lidmate, dis kom die beroep. En die gemeente het werklik aanvanklik eksponensieel gegroei. In 1980 was daar 417 lidmate in totaal. In 1985 507. In 1987 was daar 543 lidmate. Dit is die meeste lidmate wat ek kon kry wat lidmate was van die gemeente gewees. Daarna het die dinge in die land op begin verander. Almal van julle weet wat laat 80s en die 90s gebeur het, hoe die ekonomie geraak het, hoe die ekonomie van hierdie omgewing ook geraak het. En het die getalle stelselmatig weer begin afneem. Soms is daar effens 'n styging en dan is daar weer 'n daling, maar eintlik maar 'n daling. Ek het uitgewerk daar sedert die begin van die bediening hier maklik 5000 eredienste al in die gebou gehou is. Kan dalk 'n bietjie minder wees, maar net 5000 eredienste. Dan dink 'n mens aan al die Bybelstudies wat gebeur, al die huisbesoek wat gebeur, al die kerkraadsvergaderings wat gebeur, hoeveel mense gedoop is, hoeveel mense getroud is, hoeveel mense begrawe is. Dat regtig, ek het in die begin gesê dat Christus vergader, beskerm en bewaar sy kerk en hy stig 'n gemeenskap. En dis 'n gemeenskap wat se wortels baie diep lê. En op die punt wat ek dalk, want ons begin nou baie nader aan hierdie geskiedenis gekom en ek is amper klaar. Wil ek net vra dat Dominee en die ander predikante wat hier is, hier kom staan en ek wil vir iets wys. Van die gemeente, Ek wil sien dat Dominee meer werk gedoen het as al 4 van ons saam.
elkeen gawe. En die bedoeling is dat elkeen daardie gawe sal gebruik. Dat ek net ons 5 predikante hier voor laat staan, maar ons sal net sowel elke ouderling, elke diaken, elke lidmaat wat op een of ander manier 'n bydrae gelewer het dat hierdie gemeente vandag is waar hy is, hier kon laat staan. Maar daar's nie plek daarvoor nie. So wat ek daarmee wil sê is, julle is nie net die geskiedenis van die gemeente nie. Julle is ook die mense wat die Here mee besig is om sy kerk te beskerm en te bewaar en in stand te hou. En mens kan jouself amper afvra, nou maar terug by Sondag 21. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat sonder mense iets tot stand kan bring wat in die ewigheid 'n verskil gaan maak? Wat is die derde vraag van Sondag 21? Wat glo jy van die vergifnis ons sonde? Dis juist omdat Jesus Christus ons dit wat ons sleg en swak en verkeerd doen, vergewe, ons innerlik nuut maak, deur sy Gees onder ons leef, dat 'n mens nie maar net met dankbaarheid kan terugkyk na die geskiedenis toe nie, maar met vertroue in die Here ook vorentoe kan kyk. En dieselfde Here wat van ewigheid af besig is, sal ook tot in ewigheid met ons besig wees.